Ons is hier in die naam, dit wil sê, by die persoon van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ek het daaroor gedink en daaroor gebid en met die Here daaroor gepraat. Ek kan vir julle sê, hy sê vir jou genade en vrede. Met hierdie genade en vrede gaan jy nie net die diens met rustigheid kan inneem nie, maar kan jy die week ingaan van God ons Vader, Jesus die Here, deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, ons wil net voor U stil word vandag. Ons dank U, o Heilige Gees, dat U wat in ons harte is, dat U ons sal oortuig van die krag en heerlikheid wat daar is in Jesus Christus. Dankie Here dat ons as gelowiges hier by mekaar kan wees. Ek dank Here vir elke persoon wat hier so is, wat kom luister na die woord, wat Martiens vir ons vandag gaan bring. Here, U woord sê in Markus 11, vers 23 tot 24, elkeen wat vir hierdie berg sê, lig jou op, en val in die see, en daarby nie in sy hart twyfel nie, maar glo dit wat hy sê, gebeur, vir hom sal dit gebeur. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit al ontvang het, en vir julle sal dit so wees. Here, spesifiek bid ons vandag in ons voorbidding vir Fransa Celie en Celie van der Merwe, Boet en Rina Terblanche, Hanneke en Maarten Huystek, Patricia en David van die Kerk, Gerry Oosthuizen, Ines en Johan Skonke, en Pieter en Helene Barnard. Ons bid ook in die algemeen vir elkeen wat hier so vandag sit, Here, en wat na hierdie boodskap luister, en wat in sy lewe ook 'n berg aanvaar, 'n berg ervaar, Here. In die naam van Jesus kom ons te staan teen daardie berg, want elke persoon ervaar, en ons beveel gesamentlik en afsonderlik daardie berg, om in die see te val, en ons twyfel nie in ons harte nie, Here, maar ons glo wat ons bid, sal gebeur. Here, U woord is getrou vir ons. Dankie dit, wat ons vandag bid, dat dit vir hom sal gebeur. Dankie dat ons vandag bid, dat dit vir my sal gebeur. Dankie Here, dat dit vir elkeen sal gebeur, wat dit opreg en sonder twyfel bid en sê, en ons eer U daarvoor in Jesus naam. Mag die krag van die Heilige Gees deur ons vloei, soos U woord dit in Efesiërs 1 dit stel. Mag ons geestesoë so verhelder word, dat ons die innemendheid van die krag deur ons lewens sal vloei, dat werke ons geloof sal volg, dade vir U wesenlik en aanneemlik sal wees, werke wat 'n aangename geur sal afgee. Weereens dankie Here vir Martiens wat hier so is vandag saam met ons. Ons bid dit alles, Here, uit liefde uit vir U, en omdat U ons lief het. Ons bid dit in geloof, Here, en sonder twyfel glo ons wat U woord sê, dat dit wat ons vra, ons reeds al ontvang het. Dankie Here vir U woord wat sê, en vir julle sal dit so wees. Ons eer U in Jesus naam, Here. Amen. Die krag van woorde. Wat die Here sê, gebeur. En daar staan dat hy deur sy magwoord alles in stand hou. Vandag gaan dit oor die kragtige uitwerking, verrykend van God se woorde van seën. Seën wat hy veral deur
ons wil laat verwoord om dit by mense uit te bring. God wil seën deur jou woorde. Dit kom veral na vore as ons Numeri hoofstuk 6 lees, en ek lees vanaf die 22ste vers, en die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën, deur vir hulle te sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Nou hoor jy, ek lees die 53 vertaling, want dit is baie meer letterlik uit die Hebreëus. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê, en ek sal hulle seën. Hierdie word as dit ware die model en die rigting wat gegee word vir seën in die res van die Bybel, die seën van die Here. Bybelse woorde van seën is uniek. Ons moet weet, God is die enigste bron van seën. En wil hy dit graag doen deur ons woorde, soos wat God is. Hy wil ons medewerkers van hom maak. So die kragtige uitwerking van sy seën kom deur dat ons dit moet verwoord. Maar daar's baie misbruik van die woord en die gebruik van seën. Aan die een kant is daar mense wat dink, hulle kan nou iets self skep oor 'n ander mens, as hulle nou 'n sekere seën oor die persoon uitspreek. Hulle het amper die idee van dit het magiese krag. Dis magie. Jy moet net die toorwoorde gebruik, dan skep jy dit. Heeltemal van die spoor af. Glad nie. Net God kan seën en besig wees daardeur. Daar's weer die ander kant, waar ons dit soos 'n cliché sommer net gebruik of 'n gewoonte. Vir enigiets sê ons seën. Ag, mag jy geseënd wees. Geseënde verjaarsdag. Seën vir jou. Dan word dit weer leeg. Beteken niks. Want in daai oomblikke dink niemand eers aan God nie. Dit het amper iets geword van, ek sê nou iets oordentliks wat pas vir jou. So dis die twee kante. Die een kant dink mense, hulle kan self daardeur iets daarvore roep en skep. Aan die ander kant word dit sommer net iets wat mense sê uit oordentlikheid. Om iets moois te sê vir iemand. Net God kan seën. En hy kan alleen dit doen, of wil dit alleen doen, deurdat ons in 'n verhouding met hom is, en gelei en geïnspireer word om sy seën te verwoord. Om woorde te gee aan wat hy wil oordra in iemand anders se lewe. En dit het verrykende gevolge. Dit maak dit so uniek, so uitsonderlik, so belangrik. Ek bedoel, die seën wat in Genesis 12 uitgespreek is oor Abraham,
is een van die redes waarom ek en jy sit waar ons is vandag, as gelowiges. Daar staan, ek sal jou seën, sodat jy tot 'n seën sal wees, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën word. En nou tel dit in die Nuwe Testament op in Galasiërs 3 vers 14 waar daar staan, sodat die seën van Abraham na die heidene nasies kan kom in Christus Jesus. Ek wil nie verder daarop ingaan nie, maar die basiese beteken dat God het 'n seën uitgespreek oor Abraham. Dit het geslagte van mense se lewens gerig en geraak. En hierdie dinamiese werking van God deur sy seën het uitwerking gehad tot by ons as Nuwe Testamentiese gelowiges deur Jesus Christus. Verreikend is die gevolge. Daarom, as jy nou Genesis 27 vers 34 lees, is dit Jakob en Esau is ontsteld, want hy het 'n manier gekry. Jakob het 'n manier gekry om te maak asof hy Esau is, om daardie eerste seun te kan ontvang van Isak. En Isak het hom geseën, en hy het gedink hy seën vir Esau. Toe Esau daar kom te sê, ek het dit klaar gegee. En hy was woedend. En dit het 'n hele kwessie geword, omdat seën so verskriklik belangrik is. Ek kan dit nie mis nie. Die seën van God. Wat is die wesenlike van Bybelse seën? Nou, ons kan praat van seën want en dat ons ook mense kan seën, soos dat die Here ons lei, omdat daar staan dat ons nou na Jesus se sterwe en opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees, het ons ook priesters geword. In 1 Petrus hoofstuk 3 vers 9 staan daar dat ons 'n koninklike priesterdom geword het. En daar staan in Openbaring, in die eerste hoofstuk van Openbaring, staan daar uitgespel dat Jesus se bloed gevloei het om ons te verlos, en hy het ons sy koninkryk gemaak, en hy het ons gemaak tot priesters vir sy Vader. Sonder om verder daarop in te gaan, elke Christen is ook nou 'n priester wat kan seën oordra. Jy sal onthou dat gestaan in Numeri 6, vir die priesters moet gesê word, dis wat God as seën vir julle wil gee. Die priesters moet dit gaan sê vir die volk, dan sal God dit doen. Wonderlik, ons is nou in daai posisie. 'n vreeslik belangrike deel van wat ons moet doen. Nou, seën het twee kante. Dit is soos 'n muntstuk met twee kante. As jy iemand seën, is dit eers die biddende afhanklikheid wat 'n rol speel van God, want net hy kan die seën gee en dit 'n uitwerking laat hê. Biddend afhanklik omdat ek partymal ook spesifiek kry wat ek moet oordra as 'n seën. Want jy kry algemene seën en jy kry spesifieke seën. Algemene seën, 'n voorbeeld daarvan is 2 Korintiërs 13 vers 13. Ons hoor dit gereeld. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en dan gaan dit so aan, en
en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle wees. Dis 'n algemene seën wat uitgespreek word. Dit word deur God gebruik om in te werk in mense se lewens. Jy sal telke male hoor, ek praat van die inwerking van God in 'n mens se lewe. Dis wat seën is. So ek sê, aan die een kant is dit 'n gebed, bidend afhanklik van die Here, om dit te kry wat ek kan oordra. Aan die ander kant is dit bedien, bid en bedien. Dit is twee kante van dieselfde muntstuk. Partykeer beklemtoon jy net die ene. Jy sal hoor, partykeer sal die dominee sê, mag die genade van die Here Jesus Christus ensovoorts met julle wees. Mag, dit is daai biddende afhanklikheid dat God dit sal doen. Partykeer sal dieselfde dominee sê, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees. Dis bedien. Jy gee dit deur as 'n wonderlike werklikheid. Maar ek sê dit is dan, seën is God se inwerking in mense se lewens. Die verskil tussen seën en 'n wonderwerk, deur wonderwerk word iets nuuts geskep. Deur seën, die beste beeld wat ek nog altyd gekry het daarvoor was, dat dit werk soos reën. Waar God seën, ons lewens is beddingsvol potensiaal, beddingsvol saad. En as ek nou die seën van die Here ontvang, dan werk hy deur sy krag in en dit ontkiem en dit groei en daar word van situasies, van talente, van gawes, van projekte ensovoorts, word daar meer gemaak deur die werk van God. Hy laat dit ontkiem en groei en blom en vrug dra. Daar word baie keer gesê, ons leef nie 'n kwart van ons potensiaal nie. Want jy sien, net die seën van God kan die potensiaal, die saad van moontlikhede wat daar is, laat ontkiem en groei en iets van word. Ons is absoluut afhanklik daarvan. God se seën. Nou sê ek, daar's 'n algemene seën wat jy baie keer uitspreek. Jy weet nie presies wat dit behels nie. Jy vat ook nie 'n kans en dink sommer iets mooi uit nie. Dan sê jy maar 'n algemene ding. Mag die Here jou seën in die jaar wat kom. Nou dat jy jou nuwe jaar ingaan by jou verjaarsdag. Maar ons weet ook dat daar spesifieke seëninge is wat die Here 'n mens in kan lei. Dan kom ons by 'n voorbeeld daarvan, Genesis 49. Daar staan, dit is al die 12 stamme van Israel. So het hulle pa met hulle gepraat toe hy hulle geseën het. Hy het hulle een vir een geseën, elkeen met 'n eie seën. Nou gaan lees bietjie in Genesis 49 die seën vir elke kind wat deurgegee is deur Jakob. En dan is dit verstommend hoe dat daai persone, daai kinders van hom, se lewens uitgespeel het verder, in lyn met die seën wat uitgespreek is. Die kragtige inwerking van God, wat geslagte van mense se lewens verander, het hier ook daai seuns. As jy lees oor Josef of wie ook al, jy sien, maar dit is hoe dit toe gewerk het. Daar gebeur iets as gevolg van 'n seën. Toe ek dit ontdek het, het ek een aand gaan staan voor my dogter se kamerdeur. Ek sê, Here, hoe kan ek haar seën? En ek beloof jou, ek skrik omtrent toe ek duidelik die indruk en amper in woorde hoor met 'n Arabier Mary. Op daai stadium, omdat sy groot is,
wou sy niks weet van 'n Arabier Mary, baie lief vir perde. Sy wille hing sê, as jy praat van 'n Mary, is sy sommer kwaad. Nou hoor ek, sy word 21, ek met haar seun met 'n Arabier Mary. 2 weke of so daarna, kom sy na my toe, sy sê vir my pa, die vrou wat ons altyd by die nasionale skoue kry, sy is 'n veearts, sy wil haar geskoolde Arabier Mary verkoop. Kan ons gaan kyk? Dit het my verstom dat sy enigstens in 'n Mary belangstel. Maar ek weet toe, hier is iets aan die gang. Ons het uiteindelik daardie Mary gekoop. En wat 'n seën. Vir jare, vir 23 jaar, tot nou nog, is daar geseënde gevolge van wat daar gebeur het. Nou nog beleef ek die gevolge daarvan, al is sy 'n jaar gelede oorlede. Verstommend. Rondom my seun, toe ek daar staan, toe sê die Here vir my, verstaan ek, deur sy musiek. En hy het dwars deur sy lewe baie goed gitaar gespeel. Maar daar het 'n ander dimensie gekom, toe ek nou so tyd gelede, 3,5 jaar, 4 jaar gelede, vir hom 'n basgitaar kon koop. Iemand het dit eintlik gesponsor. En dit nou nog, by die sentrum waar hy nou as 'n vrywilliger werk, is die musiek en deel wees van 'n orkes die grootste, wonderlikste wat jy kan sien rondom sy lewe gebeur. Vir elkeen kan jy, as die Here jou so lei, 'n spesifieke seën. So daarom moet 'n mens maar stil word voor 'n verjaarsdag. Dalk is daar iets spesifiek. Onthou, elke mens se lewe is 'n tuin vol beddings. Hier is jou finansiële bedding. Daar is jou gesondheidsbedding. Daar is jou verhoudingsbedding. En so kan ek aangaan. Daar is jou werksbedding. Jy stil word, verstaan jy dalk, die indruk kry jy, maar jy moet rondom sy finansies vir hom 'n seën uitspreek. Mag die Here hierdie jaar wat kom, jou in jou finansiële lewe ryklik seën. Dan is dit asof jy met 'n gieter van God se water by hierdie finansiële bedding gaan staan, dan gooi jy dit daar uit. Hoekom moet dit gesê word? Want 'n mens moet dit hoor. 'n Mens moet sy aandag daarop vestig. Anders loop dit soos water van die een se rug af. Daarom word dit gesê. Dan kry dit jou aandag. En baie keer die spesifieke goed wat gesê is, so daai persoon daai deel van sy lewe kan dophou en kan meewerk in dit wat God daar wil doen. En dan beleef die seën van die Here, of dit nou finansies is, of verhoudings, of dit sy werk is, en of dit sy gesondheid is. Maar ons spring sommer in en ons sê sommer wat ons voorlus is. Ons kry iewers 'n mooi kaartjie, en ons kry mooi woorde, en ons dra dit oor. Dit is God wat iets wil doen, deur wat hy wil sê, maar deur dat jy dit verwoord. Seën. Nou baie keer sal jy sien, byvoorbeeld Jesus in Markus 10, het die kindertjies die hande opgelê en hulle geseën. So baie keer gaan seën gepaard met dat jy aan die persoon vat. Hoekom? Is dit nou een of ander magiese krag wat nou deur jou? Nee. As jy aan my skouer gaan vat en jy my seën, het jy my aandag. Nou weet ek, dis vir my. Dis so waar vir my. En jy is ontvanklik. Jy is gereed
om dit te vat. Want alles wat ons hoor van God se kant af moet in geloofsvertroue gevat word. Dan het dit 'n uitwerking, aangeneem word, ingeneem word, verwelkom word. En dan hou ek 'n dop hoe dit loop. Partykeer dan steek mense hulle hande uit. Dis ook om mense se aandag te kry. Hierdie is vir julle. Besef dit nou. So verskillende maniere help die Here ons om te besef, hier kom iets wat jy moet vat, wat verskriklik belangrik is. Wat die gang van jou lewe op 'n wonderlike manier gaan bepaal. Wat dinge na vore laat kom en laat ontkiem en groei en vrug dra, wat jy nooit besef het sou gebeur nie. Die wonder van seën. En ons word geseën soos met Abraham, sodat ons ook ander kan seën. 'n Baie belangrike ding wat ons in Numeri 6 sien, in verband met seën, wat baie basies is dat dit gaan oor die teenwoordigheid van die Here, waarvan die persoon moet bewus word, want hy gaan die seën laat werk. Daarom staan daar in Numeri 6, ek begin eers by die begin, die Here sal jou seën en jou behoed of beskerm. So hier is dadelik God wat intree en inwerk in iemand se situasie en die ruimte skep waar dit veilig is, waar binne God verder kan werk deur sy seën. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Daar is die ruimte waar binne hy gaan werk. En dan die volgende woorde, die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn. Nou dit kom uit 'n wêreld wat die mense goed verstaan het, waaroor dit gaan. Want as 'n koning daar gesit het, en dis waar dit vandaan kom oorspronklik, as 'n koning daar gesit het, en hulle bring iemand in, en daai koning kyk weg, dan het jy moeilikheid. Dit beteken verwerping, veroordeling. Maar as die koning sou kyk en daar skyn lig in sy gesig, beteken dit, hy wil jou met guns en met genade hanteer. Hy herken jou. Hy wil met jou verder. Hy wil lig bring in jou situasie. Daarom is die volgende, die Here, sy aangesig sal oor jou skyn en jou genadig wees. So verniet, sonder dat jy verdien, gaan hy sy lig, deur sy teenwoordigheid in jou lewe, laat 'n inwerking hê, om die duister te verdryf en sy lig na vore te laat kom. Meer nog, as hy sê sy aangesig, is dit die manier om te sê, so persoonlik by jou as wat jy dit kan kry. Hy's met sy gesig in jou lewe. Hy's persoonlik daar. En in seën moet hy persoonlik daar wees. By elke seën, want hy is die enigste wat dit kan doen. En dit moet sy guns wees. Dan staan daar, en hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Sy aangesig oor jou verhef is die volgende. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef. Nou, dit sê dadelik, weet, hierdie lig in sy gesig, hy draai na jou toe met hierdie guns wat uit hom straal, om mee te begin. En dan, as hy sy aangesig oor jou verhef, beteken dit, hy gaan nou met jou meegaan en jou meeneem in dit wat hy in sy guns vir jou wil doen. En dit gaan onder andere uitloop op vrede. Want hier staan, hy sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees, die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Nou ons weet vrede beteken, God maak heel.
God bring dinge terug soos wat dit hoort, want ons leef in 'n wêreld wat vervloek is van die sondeval af. Nou in plaas van die vloek, bring God sy seun, wat weer heel maak, want dit is stikkend, en hy werk in ons situasies, om dit te maak soos wat hy dit graag wil sien, deur sy seun. Daar dinge ontkiem, groei, dra vrug. Daar kom iets van goed, wat jy nie eens besef het in jou lewe is nie. As hy sy aangesig oor jou verhef, sê, ek gaan nou met jou verder, met my seun, en ek gaan hierdie vloek verander, in 'n seun wat heel maak, dat dit hoort soos dit is, uiteindelik. Geweldig, ek kan nie, ek het nogal voor die tyd gedink, Here gee my moed, hoe gaan ek hieroor kan praat, dit is so ryk, ek kan my net hierna iets aanraak hiervan, en mag die Here tuis bring by ons, wat hy in gedagte gehad het. Die wesenlike van Bybelse seën is iets om te bedink. En dan, ons word geroep om God se seën te verwoord. Ons is mos nou priesters. En hy sê vir die priesters, en dan moet hulle dit sê vir die mense. En dan sal ek hulle seën. So roep jy my naam, dit wil sê, my persoonlike teenwoordigheid oor hulle lewe. So kom ek soos nêrens anderste in hulle lewe in met my inwerking, met hierdie wonderlike water van seën wat die bedding vochtig maak, dat daaruit kan na vore kom wat eintlik die beste is in die situasie. Daarom staan daar mos in 1 Petrus 3 vers 9, die wat jou vervloek, moet jy seën, omdat jy daartoe geroep is. Nie omdat jy lus is nie, nie omdat jy dink, ek gaan nou iets maar mooi vir die, jy het 'n roeping om te seën. Gaan nie oor jou gevoel nie, gaan oor die vervulling van 'n roeping as iemand wat as priester nou ingestel is. En dan staan daar, sodat jy die seën van die Here kan beerwe. Dis die wonderlike, né? As jy iemand vloek, daar is 'n gedeelte wat sê, jou woorde tref eers jou eie liggaam, nie net jou lyf nie, jou lewensuitinge, jou lewe. As jy iemand sleg sê, tref dit eers vir jou. Maar as jy iemand seën, tref dit ook God se inwerking. Jy kan nie met die gieter gaan by 'n bedding staan en iemand seën sonder om self nat te word nie. Sonder om self die seën van die Here te beleef nie. Wil jy nou die seën van die Here beleef? Word 'n seën. Gaan om mense te seën, maar in die nouste verbondenheid met God, dat jy nie sommer net enigiets gaan staan en doen en sê nie. Romeine 12 vers 14 sê ook, ons moet die seën wat ons vervolg. So ons gaan hierdie wêreld met sy vervloektheid en sy skeefheid en sy stikkendheid in. Die slegte gaan ons ontmoet met die goeie en God se inwerking in daai persoon se lewe. Wel, dit is wat ook gebeur rondom as jy iemand vergewe het, né? Word dit opgevolg met seën as jy nou 1 Petrus 2 en 3 lees. En hierdie seën beteken nie, ag jong, jy het nou so sleg aan my gedoen, mag dit nou net lekker wees vir jou nie. Dit beteken, God moet in daai een se lewe inwerk. Dis nodig. Want kyk wat het hy aan my gedoen. Dis 'n gebed dat God sal werk in sy lewe. Die beste daarvan sal maak. Daarom pas dit so by vergifnis. En dan word jy ook geseën. En die heling is baie keer eers daar
na die wonde van seer kry, as jy dit opgevolg het met die seën van die Here. Die verbondenheid met die Here as die bron is van die grootste belang. En jy wat weet, jy bid en jy bedien as jy seën. Partykeer doen jy die een ding duideliker in jou woorde as die ander ene. Hoe die Here jou ook al mag lei. Ons het eintlik 'n verantwoordelikheid om die Here se seën te verwoord. Tussen God met sy seën en mense wat in 'n vervloekte wêreld lewe, is jy. En dis presies wat 'n priester doen. Priester se grootste werk is, hy gaan na God toe met die behoefte van die mense. En hy gaan na die mense om hulle te bedien met dit wat hy van God gekry het. En een van die maniere is deur God se seën te verwoord. Wat die Here sê gebeur. En wat hy deur jou sê, sal ook gebeur. Dit verander geslagte van mense se lewens. Een seën. Amen. Kom ons bid. Ons buig in afhanklikheid voor U almagtige God. U wat hier by ons is, van wie ons in die begin gehoor het, dat U aangesig oor ons laat skyn het, en die aangesig oor ons verhef het. Ja, U het ons benader met U genade en U vrede, so aan die begin van die diens. Here, U plaas in ons bewende hande die vermoë om U seën te gaan oordra. U wil dit op ons lippe na vore laat kom. Dat mense dit kan hoor en kan gaan dophou hoe dat U gaan werk as gevolg van U seën. Ons kan U nie genoeg dank vir seëninge wat ons al beleef het nie. Vandag weet ons word geseën sodat ons ander ook kan seën. Lei ons deur die Heilige Gees op 'n wonderlike manier in hierdie verband. As ons dit kom bid in afhanklikheid, maar ook met 'n verwagting, want ons wil U seën gaan afbid en gaan bedien waar U ook al wil. Amen. U het nou geleentheid om 'n stukkie van die dankbaarheid te wys deur die offergawe wat nou ingeneem gaan word. En daarna kom ons by ons slotsang. Sky
Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Die Here seën jou. Amen.